Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens vanoggend en wat ook Vadersdag is, ook baie seën ook aan al die vaders en mag die Here vir ons ook leiding gee en krag gee as vaders ook deur sy gees en woord om die regte leiding ook te gee vir ons gesinne en mag die Here ons ook kragtig gebruik. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Genesis hoofstuk 6, vers 1 tot 14. En terwyl jy met jou Bybel so toe blaai, wil ek net sê, het al die paas, het julle so 'n geskenkie gekry wat Arthur en Letty vir ons voorberei het. As jy nie gekry het nie, steek net jou hand op en dat net lyk my almal het gekry. Ons sê ook net baie dankie vir Arthur en Letty vir die voorbereiding vir geskenkies vir ons as paas, die vaders in die gemeente. Nou Genesis 6 gaan ek lees verse 1 tot 14 en ek lees uit die 83 vertaling. Genesis 6 vanaf vers 1. Ons fokusvers is vers 8 en 9. Genesis 6 vers 1. Toe die mense baie begin word het op die aarde en daar vir hulle dogters gebore is, het die hemelwesens gesien, die dogters van die mense is mooi, en het hulle getrou met die dogters van hulle keuse. Toe sê die Here, my gees sal nie meer so lank in die mens bly nie, want hy is sterflik. Sy lewensduur sal nou 120 jaar wees. In daardie tyd was daar reëse op die aarde, en ook daarna, wanneer die hemelwesens na die dogters van die mense toe gekom, en kinders by hulle gehad het. Hulle was die sterk mense van die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mense op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mense op aarde gemaak het. Dit hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. En hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man, onder sy tydgenote was hy onberispelik en het hy naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ark van goferhout, jy moet die vertrek in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Ja, as mens hierdie gedeelte lees en dink aan populariteit, nee? Dit is nogal in ons menslike natuur om populêr te wil wees, nee? Om aanvaarbaar te wil wees. En ek dink nie dit is verkeerd nie, ek dink dit is deel van jou menslike natuur, nee? Jy wil aanvaar word deur mense. Dit hang net af hoe ver jy sal gaan om aanvaarbaar te wees, nee? Sal jy nou selfs jou beginsels prys gee om aanvaarbaar te wees, om deur mense aanvaar te word. Hoe ver sal jy gaan? En dit bedreig ook nogal die kerk, nee, populariteit. Nee, leef ons om deur God aanvaar te word of leef ons om deur mense aanvaar te word? Wil ons God tevrede stel of wil ons mense tevrede stel? Van die kerk kan dit later so gaan, dat dit nie eintlik meer gaan, hoe kan ek die mense net gelukkig hou? Die lidmaat moet net nie gaan nie, nee? Kyk, die getalle neem af, ons moet nou net almal gelukkig hou. En dan raak dit verkeerd, dan raak dit skeef. Of leef ons om God tevrede te stel, om by God populêr te wees? En as ons dink dit alles wat in die wêreld aangaan hierdie week, net die oorloë, nou weer Israel en Iran en Oekraïne en wat alles net aangaan, al die slegte dinge as jy in nuus luister, die korrupsie, verrotting van mense, mens kan dit opstapel, dan moet ons regtig besorg wees. Ek dink die einde is haastig besig om nader te kom.
En ons moet besorg wees oor die redding van mense. En al hoe ons regtig besorg kan wees oor die redding van mense, is wanneer ons God tevrede wil stel, en nie mense nie. Dan moet ons fokus op God wees. Ek weet die musiekgroep praat uit van 'n audience of one. Nee, hulle maak musiek vir 'n audience of one. Nee, dit is waaroor dit gaan. En dit is waar ons fokus moet wees, om God tevrede te stel, nie mense nie. In Genesis 6 lees ons van hierdie verdorwenheid van die mense. Ek moet sê, as jy Genesis 6 lees, dan dink ek vandag is ook nie so groot verskil nie. Eerlikwaar. Dit is nie of die mens verbeter het eintlik nie. Ons lees van die verdorwenheid van die mens in Genesis 6. En dan sien ons die kontras met Genesis 1, né? In Genesis 1 kyk God na die skepping, hy kyk na alles wat hy gemaak het, nê. Hy sien die wonderlike, weet jy, die plante, die diere en die hele skepping wat God gemaak het, nê, en hy sê dit was goed gewees. Dit was baie goed. God se evaluering van die skepping. Nou kom ons by Genesis 6 en God kyk weer, nê? Hy kyk weer na die skepping, na die sondeval. Hy kyk weer, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor, dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit hom diep gegrief. So 'n ander evaluering van wat op aarde aangaan nie. Dat, hoe sleg die skepping nou is. Genesis 1, God is vir die skepping, dis wonderlik, dis mooi. Genesis 6, sleg. Weet jy, dis net 'n verdorwenheid. Dis net 'n afdraande pad. Hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Natuurlik, na die sondeval. Maar dan lees ons ook in die begin van Genesis 6 ook, hoe dit gebeur het, dat alles so sleg en verrot geraak het. Daar staan, as ons 'n paar verse lees, uit Genesis 6 vers 2 en 4, ek vat die 53 vertaling, bietjie meer 'n letterlike vertaling van die Hebreëus, dan staan daar, en hierdie mense, verklaarders, gee hier baie verklarings, partykeer nogal snaakse verklarings ook. Sien die seuns van God, dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. In die dae was die reëse op aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dis die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Daar's verklaarders wat praat van, dit is hemelse wesens, nee, dit is ruimtemannetjies het gekom het en met die mense se dogters gemeenskap gehad het, en die Nephilim het tevoorskyn. Nephilim is die Hebreëse woord vir reëse, nee, en die Nephilim tevoorskyn gekom, nee, is geproduseer. En daar's mense wat sê, dit gaan nou weer gebeur, weet, daar gaan weer ruimtemanne kom en dit gaan gebeur, en Nephilim gaan weer hier op aarde rees, hier manne van naam en so. Daar's verklaarders wat weer sê, dat die seuns van God verwys na die gevalle engele, wat gekom het na die aarde, na die mense, die vroue, en die mense, die dogters van die mense as vroue geneem het, en dit het ook in die Nephilim, die reëse tevoorskyn gebring. Maar nou weet ons ook, engele kan nie voortplant nie, so dit maak ook nie sin nie. Vir my, die beste verklaring gaan daaroor, dat die seuns van God verwys na die gelowiges. Op ander plekke in die Bybel praat ook van die gelowiges, die volk, as die seuns van God, die dogters van God, Jesaja 43, nee? Dit wil sê, die gelowiges, die seuns van God, het met die dogters, die ongelowiges, gemeenskap gehad. Met die dogters van die mense, die ongelowiges, gemeenskap gehad, en hulle het natuurlik die reëse en die manne van naam, want hulle het op hulle self gefokus nie. So die nageslag van Set, het vermeng met die nageslag van Kain, die ongelowiges, en toe het alles net verdorwe geraak. As gelowiges en ongelowiges, so trou en vermeng en goeders en alles het net agteruit gegaan. En die mensdom het verrot, het sleg geraak. Dit maak vir my meer sin. Ek sê nie die ander verklarings nie, maar dit is, maar in elk geval, die mensdom het verrot geraak. Dit sleg geraak hier op aarde. En God, kyk na die skepping en hy sien dit. Nee, hoe het alles net agteruit gegaan? Daar was geen grens meer vir die sonde nie. Genesis 6 vers 11 en 12 staan daar,
Die aarde was korrup in die oë van God nie. Die mensdom was verrot, het die Here voorheen gesê. Was korrup, God stapel die goed, korrup. Daar was geweld, hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op aarde lewe was verrot. Verdorwenheid het ontstaan op aarde. En dit gebeur wanneer die mens se verhouding met God verbreek word, as daar nie meer 'n band met God is nie. As jy nie meer 'n band met God het nie, raak dit ook jou verhouding met jou medemens. Dit breek ook die verhouding met die medemens. As God nie in die mens se lewe is nie, dan raak alles vrot, korrup, geweld. Hierdie woord geweld vat dit eintlik mooi saam, nee, want dit spreek van die band met God was verbreek. En het uitgeloop ook in die band tussen mense, dat mense net slegte goed gedoen het, teenoor mekaar. Ek natuurlik ook, ons weet sommer net na daai band, na die sondeval, nee, die oudste broer slaan sy jonger broer dood, Kain slaan vir Abel dood, klaar moord, nee, in een gesin. Dit is iets verskriklik. Ons weet ou Lameg, nee, het 'n wraaklied geskryf, net vertel hoe hy mense sal doodmaak. Ag, en dan weet ons net sommer die regsverkrachting wat daar was en die egbreek en al die goeters. En vandag maar dieselfde. Vandag, as mens nuus luister, nee, dan besef jy net hoe verrot die mens is. Die mens se hart is absoluut verdorwe na die band met God verbreek is. Net ons hoor van die korrupsie, in die regering, die mafias en die syndikaate wat alle bedrywe beheer, nee, ek maar net nou onlangs gehoor, die vervoerbedryf, die boubedryf word beheer deur hierdie syndikaate, mafias, jy moet vir hulle betaal vir beskerming, hulle beheer die goed. Jy kan nie sommer dink jy laai mense op en gelaai hulle by die skool af of so nie, dis die geld vir hulle gaan jou lewe is in gevaar. Daar's ander magte wat so speel en hou mekaar uit. Dis verskriklik wat aangaan. Ons weet nou maar van die Jocelyn saak. Hoe ouers hulle eie kinders kan verkoop. 20.000, hoe ver gaan jy gaan? Ek hoor ook in die nuus ook hier in die week net van 'n pa wat uit sy werk verloor, hy moet na sy kinders kyk, ek dink die ma werk, hy moet na die kinders kyk, hy produseer met sy eie kinders kinderpornografie. Sulke goed. Dit is korrup, dit is verrot. Dit is sleg. So dis nie so groot verskil met Noag se tyd en vandag nie. Ek wil julle nou nie almal depressief maak om al die goed uit te lig nie. Ekskuus daarvoor. Maar net besef, dis vandag dieselfde. Mense hart is verdorwe wanneer hy band met God verbreek is. In die Nuwe Testament beskryf Paulus het ook Romeine 3 vers 11 en 12. Daar's nie een wat verstandig is, daar's nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Almal is verrot, korrup. En dan sien ons God spreek weer. Soos in Genesis 1 het God gespreek, ons sien al weer 'n kontras hier. Genesis 1 spreek God nie, en hy spreek en daar's lewe, daar's orde, daar's 'n mooi skepping wat tot stand kom. Dit is opgewondenheid, nee, in Genesis 1. Maar hier spreek God nou weer. Genesis 1 was 'n skepingswoord wat hy spreek. Laat daar wees en daar was. Hier lees ons God spreek weer. Genesis 6 vers 7. Ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af. Mense en dier, ook die wat kruip, en die voëls want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Ek is bedroef daaroor. Hartseer. Hier is dit nie 'n skepingswoord nie, maar 'n oordeelswoord wat hier uitgespreek word in Genesis 6. En God wat skep, hy is God. Nee, hy kan ook oordeel. Hy het vir niemand te sê, rede gee of wat ook al. Nee, hy is God. Hy het geskep, hy kan ook oordeel. Hy is God. Hy moet teenoor niemand verantwoording doen nie. Maar, dan moet ons nie dink, God tree hierso koud en klinies op nie. Nee, dat hy sommer dit net maklik sê nie.
Die mense se harte is boos en God is bedroef. Hy is diep gegrief. En sy hart is gevul met bekommernis, smart en teleurstelling. Dink bietjie as ons, wat self onregverdige mense is, wat regtig nie een van ons het, almal van ons het sondes. Nie een van ons is totaal en al volkome regverdig nie. As ons voel en jy hoor van 'n pa wat dit doen aan sy kinders, of jy hoor van 'n verkragter, of jy hoor van iemand wat ander een vermoor, maar eers martel, ek wil daai persoon sommer net van die grond af wegvee, van die aarde af wegvee. As ek, wat onregverdig so voel, hoeveel moet God voel daaroor, as hy die goeie sien? Hy wat volmaak regverdig is, heilig is. So, hy's bedroef om dit te hoor, dat kinders so moet ly, onregverdig, babas of wat ook al, wat met hulle aangevang word. Mens kan verstaan. Ons mense se droefheid word ons Vader se droefheid. Dis wat eintlik hier gebeur. Dis nie God is koud en klinies nie. Soos wat ek, wat vandag 'n vader is, en ek weet die vaders wat hier is nie, as iets aan my kinders, as dit sleg gaan met my kinders, hulle droefheid en pyn, word my droefheid en pyn. En dit gebeur dieselfde hier met God, as Vader. Die mensdom se verrotting en pyn en hartseer en bekommernis en word syne. En hy tree vanuit dit op. Dis beter om dit te stop, dat sulke pyn en hartseer moet aangaan. Stop dit eerder. En hy is volmaak regverdig en heilig. Dit maak hom seer. Hy's 'n God wat 'n hart het, 'n Vader wat 'n hart het, wat pyn beleef. As kinders verkragt word, wat ook al. Hierdie onreg, dan moet jy dit eerder stop. Dis nie koud en ligtelik en klinies nie. Dis 'n pyn in 'n Vader se hart, waarvan ons hier lees. Hy het bedroef geraak. Hy was spyt, jammer. Diep in sy hart gegrief. Pyn en swaar kry van die mensdom spoel oor na God as Vader. En dan hierdie ontroerde hart van God lei ons na die volgende kontras wat daar is. Want daar word gepraat van oordeel en vernietiging, en dan skielik word daar gepraat van Noag. Kom maar verandering, 'n ander kontras. Van Noag, word daar gesê van Noag. Vers 8. Maar Noag is deur die Here begenadig. Nou, as ons nou regtig Noag se posisie wil ken, moet ons bietjie mooi eers kyk, voordat enigiets van Noag gesê word. Voordat vertel nou, hy is regverdig gewees en so word daar eers gesê. Ons moet sy posisie verstaan. Noag is deur die Here begenadig. Dat Noag anders was nie uit Noag se eie goedheid. Hy was nie so supermens gewees, anderster as die mense om hom nie. Wat het die verskil gemaak? Hy is begenadig deur God die Vader. Hierdie hele verandering en kontras kom, en dis gebore uit God die Vader se hart, nie in Noag se hart nie. Dit het ontstaan in God se hart. God begenadig Noag om redding te bring, om lewe te bring, om die mensdom te red. Dis nie uit Noag se baie mooi hart nie. Hy's eerste deur God begenadig, en dit het die verskil gemaak. Ek en jy is nie beter, ons is nie supermense omdat ons gelowig is nie. Ons is nie beter nie. Wat is die verskil? Ons is ook maar net so verrot in ons. As ons net ons eie menslike natuur, is ons net so verrot. Ons kan ook die slegste dinge dink. Dinge kan ons trigger dat ons die slegste dinge doen. Maar wat is die verskil? Begenadiging. God se begenadiging. Daai hartseer ontroering en liefde in die Vader se hart wat na ons toe kom. En wat beteken hierdie? Hy was nie supermens nie, maar wat beteken hier begenadiging? Dis onverdiende guns, onverdiende guns. Dis om nie te ontvang wat jy verdien nie, maar wat jy nodig het. Noag het nie gekry van God wat hy verdien nie, want hy was dieselfde as die res. Maar hy het ontvang wat nodig is, dat hy die draer van lewe kon word.
deur die ark heen en julle ken die verdere geskiedenis. Moet net nie aan die laaste fliek kyk van Noag nie, dit is so skeef getrek. Eerlikwaar, ek was so bedruk na daai fliek. So alles so skeef getrek en so. Maar ons ken, ek dink dis omtrent een van die verhale wat die kinders die eerste kan onthou van en so. Ja, dis nie gebore uit Noag se vrome hart nie, maar die bedroefde, berouvolle hart van God. Selfs as jy nou verder lees in verse 9 van Noag en al die eienskappe, wat sy eienskappe beskryf word, dui dit nog steeds op die inisiatief van God om die behoud van die wêreld. Dis omdat Noag begenadig is hierdie eienskappe oor hom uitgestort. Net daai regverdige, hy was 'n regverdige, is eintlik in die passief van die Hebreëus. Net dit is, hy was 'n geregverdige. God het hom geregverdig. God het oor hom uitgespreek, vir hom gegee. Dis nie hy nie. Al hierdie ander eienskappe is omdat God dit aan hom toegedeel het. Want hy was 'n begenadigde van God. Om die behoud van die wêreld. Behoud van die mensdom. Hy was 'n geregverdigde man. Hy was nie 'n uitsondering op die reël van die sondeval nie. Ons weet ook later, na die Here hierdie wonderwerk gedoen het, hy deur die ark is gered en so, wat doen hy? Nou, hy gaan drink. Hy lê kaal daar in sy tent. Sulke goed. So hy was maar ook was nie so supermens gewees nie. Was God se begenadiging. Hy was nie perfek nie, maar was tog populêr by God. Hoekom? Weens God se begenadiging. En sy gelowige aanvaarding van God se begenadiging. Dis hoekom hy populêr by God was. En was hy die draer van lewe en kon hy die mensdom, kon deur hom gered word. Deur God se regverdiging en sy gelowige aanvaarding. En dan sien ons ook by Noag, God se begenadiging roep by Noag geloof, lojaliteit, opregtheid en verhouding met God na vore. God gebruik dan Noag om die mensdom te red. So as God jou begenadig, dan raak jy lojaal teenoor God, jy opreg, jy het 'n verhouding met God, jy geloof in die geloof gehoorsaam jy God, vanweë God se begenadiging. En jy word 'n draer van die lewe. Vandag dink God se hart is nog steeds net so seer en bedroef oor wat in die wêreld aangaan. Dis maar dieselfde, so ek sê, die mensdom is korrup. In die Nuwe Testament bevestig Paulus dit ook met Romeine 3, hoe korrup die mensdom is. En maar dan daai pyn en swaar kry weens die verdorwenheid van die mens het oorgespoel na God die Vader se hart. Net dit wat God sien op aarde, dit so oorgespoel, soveel pyn en hartseer in God die Vader se hart veroorsaak. En dit bereik 'n hoogtepunt toe God mens geword het. En toe Jesus daarvoor gaan betaal het aan die kruis. So vanweë ons verdorwenheid, is daar pyn, hartseer in God die Vader se hart. En hy stuur sy seun om mens te word. En daarvoor te betaal aan die kruis, tot redding van die mensdom. Dit was seker 'n hoogtepunt, dit was die hoogtepunt toe Jesus daar aan die kruis sê, my God, waarom het U my verlaat? Om te betaal vir al daai goed wat ek nou beskryf het. My God, waarom het U my verlaat? Deur Jesus se kruisoffer is ek en jy ook vandag begenadig is. Dis al. Ons is nie beter as die res van die wêreld nie. As dit wat jy hoor op nuus nie. Ons is dieselfde. Maar God begenadig ons deur Jesus se kruis en sy opstanding. En hy skenk aan jou geregtigheid. Jy's 'n geregverdige mens in Christus, deur Christus se bloed. En hy skenk aan jou geregtigheid om draer van die lewe te wees vir mense. Ons is ligdraers, draers van God se lewe, om mense te red. Jy's 'n begenadige, jy's geregverdig, met 'n doel.
Nie net om terug te sê, dankie Here, nou is ek gerots en nou kan ek net aangaan en dit gaan net oor my nie. Ons moet uitgaan. Jy's 'n draer van die lewe. En dis hoekom ons so praat van disipelmakers. En reg oor, weet jy, oral waar jy hoor, dis wat nou gebeur in die kerk. Dis waarmee die Gees besig is. Ons kan dit nie meer net vir onsself hou nie. Dis verrot, die wêreld gaan ten gronde. Daar's mense wat verlore gaan. Jy's geregverdig as 'n draer van die lewe. Dat ons moet uitgaan en dit gaan verkondig. En nou, dit moet ons loyaal maak teen God. En geloofsgehoorsaam, dit wat die Here vir ons sê in sy woord, en ons gaan lewe. Nee, as jy 'n begenadigde is. Daai persoonlike verhouding met God die Vader kan jou nie meer kan ons nie net hier in die kerk laat stil sit en onsself warm broei nie. Ons moet gaan. Ons moet uitgaan. Ons moet 'n verskil gaan maak. Ons is draers van lewe en ons is geregverdig. En daarom, jy is populêr by God. Nee, want jy is begenadig in Christus. En en God stuur ons. Stuur ons uit. So dat hierdie Vadersdag boodskap gaan nie so seer oor ons as vaders wat so oulik is en wonderlik is nie. Hierdie Vadersdag boodskap gaan oor God die Vader. Wat bedroef en hartseer is oor wat hier op aarde gebeur. En daai pyn en hartseer, het hy hom laat doen, het sy seun gegee, het verlossing gebring, het ons kom begenadig. Dat ons as vaders en ook moeders en as sy kinders wat begenadig is, draers van lewe kan wees. Besef dit en dan kan ons nie stil sit nie. Dan wil ons net die Here net loof en prys. Ons wil net gaan gesels. Ons wil net gaan praat met die wêreld. Ja, dankie Here, dankie dat ons tot U mag bid as ons Vader, naby God, hemelse Papa, wat in die hemel is, wat almagtig is. U wat so almagtig is, maar ook so naby. Wat 'n voorreg, dat ons na U toe kan kom, want Jesus het die pad gebaan, ons oudste broer, die pad oopgemaak na U Vaderhart. En Here, ons vra deur die Gees, dat ook dit wat U bedroef, wat U hart seermaak, en waaroor U bedroef is, dat dit ook ons harte sal seermaak en bedroef maak. Sodat ons as U begenadig is, sal uitgaan, om die lig van Jesus se verlossing aan die kruis te bring aan 'n verlore gaande wêreld, aan 'n verdorwe mensdom. Dankie dat U deur die Gees vir ons 'n nuwe lewe gee het. Wedergeboorte, om U lig te laat skyn. In Jesus se kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.